Goeienaand, welkom by die aandgodsdiens. Van vanaand af, die volgende klompie aande, lees ons uit die eerste brief van Johannes. Dit is daar aan die agterkant van die Nuwe Testament. Na die briewe van Johannes kry 'n mens Judas en dan kry jy die Openbaring boek. Gaan soek gerus daar na die brief van Johannes en ek nooi jou om saam met my die volgende aande dan daaruit te lees. As jy tussenin ook 'n kansie kry om self te lees, neem gerus jou Bybel en lees die brief van die begin tot die einde deur. Hierdie brief 1 Johannes is volgens die oorlewering van die vroeë kerk geskryf deur die apostel Johannes. Dieselfde disipel Johannes wat saam met Petrus en Jakobus behoort het tot die binnekring van Jesus se disipels. Hy was 'n ooggetuie van Jesus se lewe, hy het sy woorde gehoor, sy lering gehoor, die wonderwerke gesien, hy het Jesus se lyding en dood en opstanding ook beleef. En as hy dan hierdie brief skryf, is hy waarskynlik reeds 'n ou man. Daarom skryf hy ook met die toon van 'n vader in die geloof. Ons hoor verder in die brief hoe hy herhaaldelik sy lesers my kinders noem. Die brief is waarskynlik laat in die 1ste eeu geskryf, moontlik aan gemeentes in Klein-Asië, daar waar Johannes in sy later jare die evangelie verkondig het. Nou hierdie gemeentes was baie getuister deur dwaalleraars. Die dwaalleraars het nie noodwendig Jesus verwerp nie. Hulle dwaling was baie meer subtiel. Hulle het 'n ander Jesus verkondig as dit wat Johannes en sy mede-apostels aan die gemeentes verkondig het. Hulle het die identiteit van Jesus verdraai, veral die feit dat hy die Christus, die Seun van God was, en dat hy werklik as 'n mens na die wêreld toe gekom het, in die vlees kan ons sê. Daarom skryf Johannes nou aan die gelowiges om hulle terug te roep na die oorspronklike getuienis wat hulle as apostels oor Jesus Christus aan die gemeentes verkondig het. Hy wil hê hulle moet kan onderskei tussen waarheid en dwaling, tussen lig en duisternis, tussen ware geloof en mense wat maar net godsdienstige praatjies maak. In hierdie brief van Johannes is die groot temas wat aangespreek word dan ook die ware Christus, hoe 'n mens gemeenskap het met God, 'n lewe in die lig, gehoorsaamheid en sondebelydenis, 'n liefde vir die broers en dan ook uiteindelik die ewige lewe. 1 Johannes 5 vers 13 vat die doel van hierdie brief baie mooi saam. Daar staan: hierdie brief skrywe ek sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Johannes skryf sodat gelowiges, ook ons, kan weet dat ons die ewige lewe het. Nou wil ek hê jy moet vir 'n oomblik baie mooi daaroor nadink. Hier in ons hand, in die Bybel, in hierdie brief van 1 Johannes, het ons te doen met die disipel van Jesus Christus. Iemand wat in die spore van Jesus Christus geloop het, wat hom gesien het, wat hom gehoor het, wat, soos daar in hierdie eerste hoofstuk staan, selfs aan hom geraak het, na sy opstanding. Met daardie Johannes, die disipel van Jesus se getuienis, het ons hier te doen. En hier skryf hy vir die gelowiges van sy tyd, maar daarin ook vir die gelowiges van alle tye. En hy sê, hierdie brief skrywe ek, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Hoe wonderlik is dit nie om 2000 jaar verder die woorde van 'n disipel van Jesus in ons hand te kan hê, omdat hy gelei deur die Heilige Gees ook vir ons die sekerheid wou gee dat ons die ewige lewe het, ons wat in die Seun van God glo. Wanneer ons dan nou hierdie brief lees en die boodskap daarvan bedink oor die volgende paar aande, wil ek hê jy moet die wonder van God se woord onthou, die wonder daarvan
dat God so deur mense woorde met ons praat, sodat ons deur die Heilige Gees, deur daardie woorde gelei kan word tot geloof, maar ook sodat ons in hierdie deurmekaar wêreld kan leef met die sekerheid dat ons die ewige lewe het in Hom wat die Seun van God is. Neem asseblief jou Bybel, lees ook op jou eie deur die eerste brief van Johannes. Ons sal dan verder deur die loop van die volgende aande begin by Johannes 1 vers 1 van môre aand af en die boodskap van hierdie brief deeglik oordink. Kom bid nou saam met my. Hemelse Vader, ons dankie vir U woord, die woord wat ons hier in ons hande hou. Ons dankie dat ons in die Bybel hierdie brief van U disipel Johannes kan hê, wat hy geskryf het 2000 jaar terug, om die gemeentes daardie tyd, maar ook vir ons, tot die sekerheid te bring dat ons in U die ewige lewe het. Gee dan Here dat ons deur hierdie woord gevorm sal word en versterk sal word in die geloof wanneer ons dit in die volgende paar aande oordink, en dat U Heilige Gees ook hierdie woord sal gebruik om ons voor te berei vir U hemelse koninkryk, maar ook vir ons lewe in hierdie wêreld. Vader, beskerm ons in hierdie nag, beskerm ons ook in die week wat vir ons voorlê. Wil U ons so lei, Heer, dat alles wat ons doen tot eer van U naam sal wees. In Jesus naam, amen.